so lekker om terug te wees by die huis waar ek groot geword het. En dis lekker om almal se gesigte weer te sien en in die huis van die Here te wees en te sien dat ons nog steeds besig is om dieselfde God te dien, dieselfde God te aanbid en daagliks ons lewe neer te lê om iets groter te dien en aan te pak. En is amazing om te sien dat julle nog steeds hier is en nog steeds almal goed lyk. Julle lyk 10 jaar jonger. Toe ek instap, toe sê ek vir almal, julle lyk 10 jaar jonger. Julle lyk almal goed. So my compliment van my kant af. Dis my groot voorreg om vandag hier te wees en dis lekker om saam met my vroutjie hier te wees vandag, Rebecca. So baie van julle het gehoor van haar, maar nou is sy hier saam met my vandag en dis regtig amazing hoe die Here net die pad uiteengesit het vir ons en bymekaar gebring het en hoe ons vandag hier kan staan en saam en as 'n eenheid die Here dien. So ja, I love you, Rebecca. As hy. Jessie, julle, dit is, ek het ingestap by die deur en het so 'n paar mense my gegroet en ek het myself gesê ek wil regtig nie huil nie, want ek het in April het ek gegaan, weggetrek en baie gesê en ek het nie een keer teruggekom nie. En dit was my so ek het 8 maande terug gegaan en ek het teruggekom en ek het seentjies gesien verander in manne. En ek het dogters gesien verander en vroue. En dit is ongelooflik mooi om te sien hoe die Here besig is met sy plan. Maak nie saak waar jy is in die wêreld nie, maak nie saak waar jy vandaan kom nie, maak nie saak wat jou agtergrond is nie. Die Here is besig met iets groter en iets fyner as wat jy kan dink of droom en hy is daagliks besig met dit. So as jy staan vandag sit hier by ons en jy voel mismoedig of jy voel ek het die punt in lewe verloor. Mag jy bemoedig wees vandag, dat die Here 'n ongelooflike plan het, en sy plan regtig waar goed is, en dat ons hoop kan hê in daai plan. En ons gaan nou in die feestydperk in, waar ons Jesus se naam gaan vier, en ons gaan sy koms vier. Daar's hoop. Daar's hoop, en dis wat ek wil oordra vandag is, daar's hoop. So kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Dankie Hemelse Vader, dat daar hoop in die naam is, Hemelse Vader. Thanks, Lord, that we can rise in your name today, Lord. Not in our own names and our own plans and our own agendas, Lord, but we can rise in the name above all names, the King above all kings, the one who came to save us, set us free, break chains, Lord, and rise us up from the dead, Lord. Thank you, Jesus. Dankie Jesus, dat U lewend en kragtig is, vandag nog, Hemelse Vader. Maar dat ons nie 'n leefboek van lewe lees nie, Hemelse Vader, maar dit wat daar uitkom is die absolute waarheid, Hemelse Vader, en ek spreek vandag, Hemelse Vader, dat ons sal leef by U waarheid, en niemand anders se waarheid nie, Hemelse Vader, dat U woord die fondasie sal wees, and that we will preach the gospel in spirit and in truth, Lord, not just me standing here today, Lord, but every single child of God in this church today will speak and proclaim your word in spirit and in truth, Lord. I pray, Lord, that you'll come with your Holy Spirit and just settle everything in this atmosphere. We claim this territory, Lord. Hemelse Vader, ons vat hierdie grond en ons sê, in Jesus naam, dis Jesus grond. Dankie Jesus vir die autoriteit wat U vir ons gegee het. En ons kom in 'n autoriteit in Hemelse Vader, nie in onsself vandag nie, maar omdat U vir ons gesterf het en die oorwinning gewen het. Dankie Jesus. Ons loof en prys U naam. Maak ons harte sag en oop vir die werk wat U wil doen. Amen. Amen. So, ek weet nie of Kobus hulle my notas gekry het nie, maar die lofprys en aanbidding was ongelooflik in lyn met wat ek wil deel vandag met julle. En my hart vandag is regtig om hoop te deel. My hart regtig vandag is om te sê, maar ons kan nie meer soos verloorders in die wêreld rondloop nie. Ons is oorwinnaars. Ons kan nie in die wêreld rondloop en buite wees en sê ons dien 'n God wat the battle belongs to him, soos Phil Wickham sê, maar ons loop rond asof ons niks goed het om te deel nie. En ons kan dit net op een manier doen, en dis is to rise in his name.
Ons kan dit nie in onsself doen nie. Ons kan dit nie in ons eie idees en ons eie gedagtes doen nie. We can only rise in His name. Jesus Christ. En baie mense het al probeer, baie mense het nuwe agendas, en ek het so 'n bietjie navorsing gaan doen. Ek hou van navorsing, soos julle sal weet, ek gaan altyd so 'n bietjie op, ek weet nie of dit meneer of mevrou Google is nie, gaan ek gaan kry so 'n bietjie inligting oor wat in die wêreld aangaan, want ek weet, ek het die waarheid, en ek het die oorwinning in Jesus, maar wat glo ander mense, hoekom, waar gaan dit verkeerd? En ek het so 'n bietjie statistieke gaan kry en gevra hoeveel idees, gelowe, denominasies en gelowe en goedjies is daar buite. En ek weet nie of ek dit moet glo nie, maar volgens, according to the compilation list, entitled List of Religions, Spiritual Traditions, there are roughly 4,200 different beliefs and things, okay? 4,200. Some believe there's even more. Between 4,000 and 10,000 different beliefs and ideas and theologies and different pastors and priests and whatever you want to call it. But I'm standing here today, en ek wil so sterk te sê dat ons moet opstaan in een naam. Ons moet opstaan in een naam, rise in His name, Jesus Christ. We are the hope of this earth. Nie omdat ons sterk is of oulik is of mooi is of wat ons iets verstaan nie, en ek gaan dit baie sê vandag, we're not significant. We're not significant. Ons niks oor ons wat ons regtig ongelooflik maak nie. Maar weet jy wat? Jy sit hier vandag in die huis van die Here. Weet jy wat maak jou ongelooflik significant? Is dat ons 'n koning dien wat baie significant is. Ons dien 'n koning wat groter is, wat beter is as jou gedagtes, wat jy kan dink of droom. En dit is waar ons krag lê. We must rise in the name of Jesus. En 1 Korintiërs 15, sorry julle vir my Engels wat gaan deurkom, en vir een of ander rede het my Afrikaans opgeraak, en selfs ons die naweek bietjie by Tannie Lies hulle gekuier, en dan praat ek Afrikaans, en op 'n stadium, dan raak my Afrikaans regtig op, en dan begin ek Engels praat, en dan kan jy sien, waar dit gebeur? Waar dit gebeur? Rebecca se skuld. En ek wil julle aanmoedig, as jy 'n Bybel of 'n notaboek of jou foon het, maak oop op 1 Korintiërs 15. En dit is so ongelooflike mooi boek. It's one of the most powerful teachings on the resurrection. En ek wil hier begin vandag, want ek wil praat oor autoriteit, maar ons kan nie praat oor autoriteit vandag as ons nie verstaan dat ons die oorwinning het nie. Ons kan nie praat oor dat ons moet uitgaan en die woord van God, die goeie nuus gaan deel daar buite, as ons nie verstaan waar ons moet begin nie. Sien, as ons nie hier begin by Jesus nie, as 'n atleet nie begin met goeie wegspringblokke wat geanker is in die grond nie, dan gaan hy die pad byste raak. Hy gaan dalk val, hy gaan trip, of hy gaan in 'n verkeerde baan in hardloop, want sy fondasie, sy beginplek is verkeerd. En dis waar ek wil begin vandag, is 1 Korintiërs 15, en die hele boek gaan oor Jesus se opstanding, en hoe ons gesterf het saam met hom, hoe ons opgestaan het saam met hom. Ek gaan nie die hele boek lees vandag nie, ons het beperkte tyd, en ons almal wag vir ons Sunday lunch, maar gaan lees 1 Korintiërs 15. Gaan lees 1 Korintiërs 15, hoe ons saam met Jesus gesterf het, en hoe sy krag deur ons werk, wanneer ons saam met hom opstaan, en sy naam opstaan, om die goeie nuus daar buite te gaan deel. Sien, dan eindig daai hele hoofstuk af met 1 Korintiërs 15 vers 57, en dis wat ek met julle wil deel vandag. But thanks be to God. He gives us victory through our Lord Jesus Christ. En as dit die enigste ding is wat jy vandag onthou, skryf dit neer, vat dit weg, dan is dit awesome. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Victory vir iets wat ons gedoen het, victory omdat ek hom gekies het,
in hom het ek oorwinning en kan ek in oorwinning stap. Ek hoef nie na oorwinning te gaan nie. As ek by die regte plek begin in Jesus naam, dan stap ek nie oorwinning, ek loop in oorwinning. Ek loop nie na oorwinning toe nie, ek het oorwinning. Ek hoef nie oorwinning te soek nie, dis by my. Dis in my. Ek leef dit uit. En jy kan dit nie in jouself uitleef nie, dit kom van 'n persoonlike openbaring wat jy het van Jesus. En dat jy het geloof dat hy daai oorwinning gevat het aan die kruis en dat dit beskikbaar is vir jou vandag. Ons hoef nie te submit na die dinge van hierdie wêreld nie. Ek is 'n groot Formule 1 aanhanger, 'n groot Formule 1 aanhanger, liefhebber. En daar's baie politiek en al sulke goed aan. En een van my drywers wat ek nie so mal is oor nie, maar nou eintlik baie van hou oor wat hy gedoen het. Hulle was geforseer om deel te raak van goed wat hulle nie in glo nie. En hy het opgestaan en gesê ek weier om op te staan vir iets wat ek nie glo nie, iets waarmee ek nie saamstem nie. Ek dink ons as kerk moet begin opstaan en sê genoeg is genoeg, ek praat nie meer saam nie, want ek is geroep om 'n ander pad te loop, ek loop in 'n ander oorwinning as wat julle dink en leef. Ons kan nie meer stil bly nie, want stil bly is 'n antwoord. Daar's 4200 ander idees en gedagtes en selfs meer, maar die kerk moet die hardste praat. Hoe kan ons stil bly oor hierdie ongelooflike oorwinning, oor 'n God wat uit die hemel uitgekom het, afgekom het aarde toe, sodat ons kan lewe in oorvloed. Maar die kerk sit so en submit na die dinge van hierdie wêreld. Ons moet opstaan. Ons het die oorwinning. Ons mag opgewonde wees. Ons mag excited raak oor die dinge van die Here. Ons moet uitgaan. Ons kan nie hier bly nie, dames en here. Ons moet loop in oorwinning. Ons moet loop in oorwinning. Our labor isn't an attempt to change eternity. It's a response to the one who's already secured it. Sien, ons het klaar die oorwinning. Ons hoef nie iets te doen of iets te wees om die oorwinning te kry nie. Dit word vir jou as 'n geskenk gegee, verniet. Ek weet nie van jou nie, maar die ekonomie is nie goed nie, so enigiets wat ek verniet kry, vat ek met 2 hande aan. Maar hoekom is ons so huiwerig wanneer dit kom by hierdie oorwinning en hierdie vreugde en hierdie opgewondenheid wanneer ons praat oor die goeie nuus van Jesus? En dan ewe skielik sien ons dat die kerk meer morbied buite rondloop as die mense wat baie geld het en nie hom dien nie. Dis in daai onsekerheid en in daai soeke na Jesus waar soms 'n groot openbaring van hom kry. Ons moet begin loop in oorwinning. Ons kan nie in autoriteit loop nie. Dit bring my by die volgende deel waaroor ek met julle wil gesels is, ons het 'n oorwinning wat Jesus vir ons gesterf het aan die kruis en ons het daai oorwinning, maar veg ons die regte geveg. En dis nou hier waar my Engels bietjie gaan inkom is we're not fighting a fleshly battle. It's a spiritual battle. It's a spiritual battle, and I want to read a scripture in Ephesians 6 verse 12. For we are not fighting against flesh and blood, enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in the dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Nou dit klink baie rof en dit klink asof ons totaal en al uit beheer is van die situasie wanneer jy daai skrif bietjie lees en soos, Here, ek verstaan nie hierdie nie, it's not a battle against flesh and blood, it's a spiritual battle, I can't see anything, it's dis uit my beheer uit, ek voel uit beheer uit. Wow. Ons kan nie 'n geestelike geveg op 'n fisiese manier probeer veg nie. Dis vir ons geloof inkom. Sien,
We need to know we cannot fight a spiritual battle in a fleshly way. Fight the spiritual battle in a spiritual way. En wat doen ons soms? Ons weet, daar's 'n gees agter goed wat gebeur hier op aarde. En dan gaan ons liewers na om te skinder oor iets, as om te bid vir iets. Of ons gaan liewers oor om iets sleg te sê, as om lewe te spreek. Ons gaan liewers om onsself gelukkig te laat voel in sosiale media en ander versoekings van hierdie wêreld, as om onsself in te gee en alles te gee in die woord van God. Sien, ons kan nie 'n geestelike geveg veg op 'n fisiese manier nie, want ons het nie die oorwinning oor die fisiese geveg nie. Jesus het daai oorwinning gewen vir ons in die gees en hy het gesterf aan die kruis en ja, ons liggame is besig om oud te raak en my knie begin pyn as ek 'n halfmaraton hardloop en al sulke dinge, ons liggame gaan agteruit. Ons geveg is nie met gewere en sosiale media en klomp aardse dinge nie. Dis nie om te beklei en oorlog te maak nie. Ons oorlog word gevoer in ons binnekamer. Ons oorlog word 'n realiteit wanneer ons lewe neerlê in ons binnekamer en sê, Here, ek weet nie wat aangaan nie. Ja, die ekonomie is sleg. Ja, ek weet nie of ek hierdie maand gaan kom nie, maar ek weet the battle belongs to you. Die geveg is nie tussen vlees en bloed nie. En dis hoekom ons soms nie die dinge van hierdie wêreld verstaan nie. Ons weet nie hoekom 'n 17-jarige dokter 'n hartoortplanting moet kry nie. Ons verstaan nie hoekom ons soms finansiëel moet sukkel nie. Ons verstaan dit nie. Wat 'n geveg veg ons? Om ryk te word op aarde en dan alles agter te los en dan in die hemel te sien, maar dis soveel beter daar. Wat 'n geveg veg ons? Waaraan bestee jy jou tyd? Waarmee hou jy jou besig? Waaroor praat jy? Wat kyk jy? Dis alles deel van die geveg. Dis alles wat jy in jouself in toelaat, in jou hart en in jou gedagtes. Wat 'n geveg veg ons, dames en here, want ons kan nie die geveg van Jesus veg en in die oorwinning loop van Jesus as ons besig is met 'n aardse geveg wat eintlik irrelevant is vir wat Jesus in ewigheid al klaar gewen het nie. When Jesus is the center of our lives, everything else goes greatly dim. En ek dink as ons regtig onsself uit, the English says it so beautifully, when we pour ourselves out in front of the Lord, wanneer ons onsself leeg maak voor die Here. En hoe doen ons dit? En dit klink altyd so simpel. Soos, gaan lees jou Bybel, gaan bid, gaan worship. Wow. Waar tussen Jesus wat gekom het en nou, het dit 'n kliseë geraak om Bybel te lees? Waar het 'n kliseë geraak om te bid vir ure lank, om die Here te vertrou en sy aangesig te soek? Waar het 'n kliseë geraak om sommer net op en af te spring en worship en opgewonde te wees omdat Jesus die oorwinning gewen het? Sien, daar het ergens iets gebeur dat die Bybel en God se waarheid dalk net die helfte van die waarheid is. 'n Kliseë geword het. Nou, ek weet nie of julle weet wat die definisie van kliseë is nie, maar kliseë, die baie Engelse woord, beteken iets wat afskiet, wat kortval van die regte waarheid van 'n definisie of 'n betekenis of 'n woord. Waar het ons begin compromise? Waar het ons begin kortval met wat die waarde en die krag wat die woord van God eintlik het, gesê het, ag weet jy, dis nie eintlik so belangrik nie. As ons in oorwinning wil loop en ons wil met autoriteit loop in hierdie wêreld, dan moet ons besef dat ons kan nie
in die volle waarheid, fondasie van Jesus Christus se woord leef nie. En gebed, en lofprysaanbidding, skriflesing, stilte tyd, kan nie 'n cliché wees nie. As jy kom na my toe en sê, ek het 'n probleem en ek sê vir jou, gaan spandeer tyd saam met Jesus en gaan bid, en jy vat aanstoot daaraan. Waar is ons, dames en here? As ek vir jou sê, gaan bid en gaan spandeer tyd saam met die Here, dan moet jy sê, come on, okay, nou is ek reg, nou kan ek hierdie battle aanvat, want ek weet waar ek my geveg moet veg. Waar veg jy? Veg jy die regte geveg? Is ons besig met die regte dinge? Dis nie simpel om Bybel te lees en te bid nie. Dis nie simpel om vroeër op te staan en tyd saam met die Here te spandeer nie. Inteendeel, dit versterk jou, dit excel jou, dit set jou op, dit laat jou begin op die regte plek, dit maak dat ons oor daai eindstreep kan hardloop en weet, dat ek hardloop in ewigheid in, want ek loop in die oorwinning van Jesus. Sien, it's a spiritual battle, fight it in the spirit. En die Here is so vrygewig, dat ons nie alleen gelos het om hierdie geveg te veg nie. Hy het sy gees vir ons agtergelos. Ons is nie alleen nie. Hier sit soveel van julle langs mekaar vandag, wat mekaar kan opbou en mekaar se arms kan hoog hou, wanneer die geveg moeilik raak. Kom ons veg, Jesus se geveg. Let's rise in His name. Not in different kinds of agendas and theologies. Ons is deesdae so gefokus om teologie uit te figure dat ons vergeet om by Jesus te wees. Jesus het nie die Bybel gemaak om te analyseer dat daar 400 verskillende different betekenisse moet wees vir een ding wat eintlik regtig baie eenvoudig is nie. Jesus is lief vir jou. Hy het 'n plan vir jou lewe. Hy het vir jou kom betaal aan die kruis, 'n prys wat jy nie kon betaal nie. Hy wil hê jy moet vry lewe van elke ketting. Hy wil nie jy moet verslaaf wees aan dinge en afhanklik wees van dinge van hierdie wêreld, maar losgemaak sodat jy kan uitstrek na wat voor is, want hy het goeie planne en goeie dinge vir jou. Kom ons raak nie besig met die geveg van die wêreld nie. Maar ons raak besig met die geveg van Jesus wat eintlik klaar oorwin is. Let's fight the spiritual battle in a spiritual way. See, the way we fight the spiritual battle is through walking in Jesus' authority. Jesus het geweet dat as hy meer mense wil inkry vir sy koninkryk, dan kan hy ons nie unarmed los hier op aarde nie. Okay? En ons is verseker unarmed wanneer ons nie Jesus het nie. So hy gaan toe en hy gaan op in die hemel en hy los vir ons die Heilige Gees. Maar iets wat ons moet verstaan is dat authority is not independent and it flows from submission. Authority is not independent, it flows from submission. So ek gebruik hier 'n eenvoudige voorbeeld. Ek is inteendeel 'n kinderpastoor en ek hou van om met kinders te werk. Is 'n polisieman. Okay, 'n polisieman, hy het gewerk, hy het sy oefeninge gedoen, hy het sy arms training gedoen, hy's reg om uit te gaan en die wêreld te gaan veilig maak en die wette van die land seker te maak almal kom dit na. Okay, hy het sy training gedoen, hy's reg, hy kan nou uitgaan. Nou trek hy sy klere aan, okay? En dit wys dat hy 'n polisieman is ek reg? Dit wys dat hy 'n polisieman, hulle dra soms 'n pet, in die ou dae het hulle so 'n cool pet gedra wat so 'n ronding gehad het, ek weet nie wat hulle dit noem nie, maar die nuwe hoedens lyk meer soos 'n sportswikkie as 'n polisiewikkie. Hy het sy klere aan en as jy 'n polisieman sien en hy sê vir iets dan luister ons. Okay, as hy sê 'n speedkop sê jy moenie daar parkeer nie, dan parkeer jy nie daar nie want jy wil nie 'n boete hê nie. Maar sodra daai polisieman sy uniform uittrek en op die strand gaan sit vir Desember om 'n bietjie te tan, het hy dieselfde autoriteit? Nee. Hy is die ou wat op die strand sit besig is om te tan. Hy is so wit dat hy die son weer kaats.
Want hy het die heel jaar hard gewerk en mense veilig gehou en nou moet hy bietjie sy tan gaan vang op die strand. Hy het sy autoriteit verloor want hy het uit sy uniform uitgeklim. Ek glo die kerk klim soms uit hulle uniform uit. En ons probeer dinge in ons eie idees en gedagtes doen en dit gaan niks bereik en nêrens kom nie. Ons moet in ons uniform loop. Ons moet in die autoriteit van Jesus loop. En dit is daar's soveel mooi skrifte wat sê en Johannes 15 vers 5 is een van my favorite skrifte, eintlik die hele Bybel is my favorite, maar it says so, yes, I am the vine and you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. Apart from me you can do nothing. Apart from me you can do nothing. As ons nie vir Jesus het, kan ons niks doen nie. We are unarmed and we have no authority. Ek het amper nou gesê ons is bietjie useless, né? Ons is useless. Ons het nie iets om te bied vir die wêreld nie. Ons is unarmed. Wat is ons uniform? Is Jesus. Jesus se gees en Jesus in ons. En dit elke karaktereienskap van Jesus wat die wêreld van jou sien is die representation of Jesus, die voorbeeld van Jesus wat jy uitstraal na die wêreld daar buite toe. Is ons besig om ons uniform te dra van Jesus in die wêreld daar buite? Is ons besig om 'n goeie voorbeeld van Jesus te wees vir die wêreld daar buite en vir mekaar hier? Ons praat van buite, maar is ons vir mekaar 'n goeie voorbeeld? Dra ons uniform elke dag as ons uit die huis uitstap en Efesiërs 6, is dit Efesiërs 6? Ja, die wapenrusting. Waar betrek ons wapenrusting en gaan uit reg om die aan te vat? In jouself gaan ons nie baie uitgerig kry nie. Because apart from me you can do nothing. Apart from me you can do nothing. True authority operates through obedience. Ja, ek gaan nie vandag praat oor landsautoriteit en om die land se wette na te kom en al sulke goed. Dis 'n hele boodskap op sy eie, maar en God roep ons om dit na te kom. Maar het julle geweet dat God vir jou as kind van God autoriteit gegee het oor dinge van hierdie wêreld? Maar onthou, wat 'n geveg veg ons. So ons is nie besig om te veg met aardse reëls en dinge nie. Ons moet dit eintlik net volg want ons is eintlik geroep vir die geestelike geveg wat ons moet veg. So as ons onsself heeltyd besig hou met hierdie aardse klein distractions en goed wat ons besig hou hier aan die kant, dan mis ons eintlik waarvoor ons eintlik geroep het is en dis om die geestelike geveg van Jesus te veg. In his obedience and what he has called us for. En dit gaan anders lyk as wat jy dink of droom. Ek sê dit altyd, dit is vir my so lekker want ons drome is altyd groter as God se planne. Maar elke keer wat ek my drome en my planne gevolg het ek my boude gesien. Dit werk nie uit nie. Elke liewe keer dan dink ek, hierdie is 'n goeie besigheidsplan. Cancel. Ons het forest trading en alles gedoen in lockdown. Ons het 'n vinnige manier om geld te maak hier. God se plan is soveel groter as ons planne. Dis groter as jou besigheidsplan. Dis groter as jou lewens- en familieplan. En sy planne is goed, ek beloof jou. Sy planne is regtig goed en hy wil die beste vir jou hê. Ek weet die wêreld getuig nie dieselfde nie, maar ek weet sy planne is goed vir jou en hy's lief vir jou. En hy het dit bewys vir ons. Hy het dit nie ligtelik opgevat nie. Sien, Jesus is so lief vir jou dat hy sê nie net sommer 'n situasie of iets, hy noem nie sommer dit hy het 'n verbond gesluit met jou. Né? Hy het 'n verbond gesluit met jou. En gesê, maar ek gee my seun vir jou sodat ek en jy in 'n verbond kan wees. Iets wat meer krag dra as net hierdie normale low key stuff van die wêreld. Nee, ek soek iets wat waarde iets wat worth dying for is. Iets wat
die moeite werd is om voor te lewe. Ek gee my enigste seun, sodat ek in verhouding met jou kan stap, my kind. En vir jou lewe in oorvloed kan gee, my kind. See, true authority operates through the obedience of Jesus, en op sy plan te submit, en na sy stem te luister, en deur hom te loop. As ons eie planne gaan probeer volg in hierdie wêreld, gaan ons nie die autoriteit van ons lewendige koning dra nie. Dan verloor ons dit, ons trek ons uniform uit. You can't rise in your own name. We need to rise in Jesus' name. Amen? Amen. We have authority over the enemy. We have authority over the enemy. Hoe weet ek dit? Hoe weet ons dit vandag? Ek dink nie dis meer so ooglopend soos dit altyd was of vir sekere tyd nie. Mense deesdae, ek weet nie of dit altyd self gediagnoseer is nie, maar baie van ons het, en ek weet dis 'n baie groot struggle, so ek sê hierdie met ongelooflike groot respek, en ek praat glad nie neer op enige iemand nie. Maar baie mense het depression en anxiety en sulke goedjies, maar wow. Ja, hierdie is terme wat ons voorskrik wanneer ons dit hoor. Maar hoekom? Ons het dan die oorwinning oor die vyand. Hoekom skrik ons as ons die woorde hoor? Hoekom skrik ons as ons dinge van hierdie wêreld? Ons het die oorwinning in Jesus naam. Ons hoef nie te skrik nie. Ons hoef nie bang te wees vir hierdie dinge nie. We've got the authority over the enemy. En die Bybel sê dit so mooi. 1 John 3 verse 8. Colossians 2 verse 15. In this way, he disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by his victory over them on the cross. Ek wil dit weer lees. In this way, he disarmed the spiritual rulers and authorities. So die geestelike geveg wat ons nou besig is om te veg, hy het eintlik ons vyand gedisarm en die spiritual rulers gedisarm. So ons geveg wat klaar vir ons geoorwin is, maar ons is nog steeds so gereeld besig om morbid te wees en nie die goedheid en die guns van Jesus te deel daar buite nie. He disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by his victory over them on the cross. We share. When we choose Jesus, we share in that victory. Ons maak ons deel van Jesus se oorwinning wat hy vir ons het. Ons hoef nie meer met skaamte rond te loop nie. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Guilt, shame en condemnation het nie meer 'n hou vas op jou nie. Ja, ons humble yourselves before the Lord. Humble yourselves before the Lord. Humble yourselves before the Lord. Wil hierdie skrif lees 1 Peter 5 verse 6. So humble yourselves under the mighty power of God, and at the right time he will lift you in honor. Nou ons hou van die deel, he will lift you in honor, but we struggle to humble ourselves before the Lord. Kerk, ons moet ons begin self nederig maak voor die Here. Sê Here, nie my planne nie, maar u planne. Here, nie my agendas nie, maar u agenda vir u koninkryk. Humble yourself under the God's authority, because we've got authority in Jesus' name over everything that you're struggling with today. Death lost its sting. En Jesus het daai prys betaal sodat ons in oorwinning kan loop vandag. So wat is belangrik vir ons om te weet vandag? Ons het die oorwinning. In Jesus naam, niemand anders se naam nie, het ons die oorwinning in Jesus. En ons hoef dit nie te gaan soek nie, ons hoef nie daarvoor te werk nie, ons moet net ons koning kies. Ons moet vir hom leef. Humble yourselves before the Lord. Humble yourselves before the Lord. Humble. En dan weet ons het hierdie oorwinning, maar ons moet die regte geveg veg.
Ons moet die regte, want daar's baie gevegte daar buite. Choose your battle wisely. Wat 'n geveg is ons besig mee? Want ek weet die vyand wil jou van die pad af lei sodat jy besig wees met ander dinge sodat jy vergeet van waar jy voor eintlik geroep is. En dit gebeur baie gereeld. Ek is ADHD en weet nie altyd hoe om stil te sit nie en al sulke goed en my kop gaan as Rebecca met my praat dan kyk ek as ek besig wat skoonmaak, wat. Hey! Huh? I'm talking to you. Ek weet ons raak afgelei met dinge van hierdie wêreld. Veg ons die regte geveg. Because we're in a spiritual battle and things that happen in the spiritual battle happens differently to things of this world. We don't fight with guns and we don't fight with bad words. We speak life. We speak life. Ons is nie betrokke te raak in debatte op Facebook en Instagram en al hierdie dinge nie. Nee. Ons hoef nie betrokke te raak in gruwelike debatte in die dorp en dinge nie. Wow, God het vir ons liefde gegee. Trek ons uniform aan. It's a spiritual battle, not a fleshly battle. May we always remember that. Then, spiritual authority always happens under God's rule. Dis nie independent nie, dis nie onafhanklik nie, dis nie apart van God nie. Jy kan nie 'n geestelike autoriteit uitleef sonder God nie. Ons kan dit net doen in Jesus naam, onder sy leiding, deur sy Heilige Gees, wat aktief besig is om deur sy kerk te werk. Maak seker dat ons submit en onsself nederig maak voor die koning van alle konings. Die regte geveg veg. En submit onder sy autoriteit en nie die dinge van hierdie wêreld nie. En ek wil afsluit met jy die oorwinning oor die vyand. En jy hoef nie iets te doen om dit te kry nie. Jy het dit. Kies Jesus. Rise in His name, the name of Jesus Christ, the one that came to set us free so that we can have life and life in abundance. Ek wil smiles in die kerk sien wanneer ons op Sondag kerk toe kom. Ek wil sien mense wat opgewonde is om ek kan nie wag om kerk te gaan om saam met my familie te wees op die Sondag en dan na die tyd gaan ons sommer 'n bietjie saam as paar kerkfamilie gaan ons stil by toe lekker, come on. The joy needs to be restored in the church. Die wêreld het nie vrede en vreugde nie, glad nie. Vrede en vreugde word hier gekweek en dit word hier gebroei en dan moet ons dit uitvat na die wêreld toe. Daai liedjie, Set Your Church on Fire. We are the hope of this world, not in our own strength, but in God's strength. We are called to be the hope. We're called to be different. We're called to look different, speak different, walk different. Our marriage should look different. The way we treat the people around us should look different. The way we do business should look different. Ek hoor 'n storie gister dat die kaasfabriek mag nie aan sekere plekke kaas verkoop nie omdat dit 'n sekere naam het. Nou ons almal weet seker ons praat van Jaira, maar die sekere mense wil nie die kaas koop nie want dit het die naam Jaira op. Okay, so die wêreld is teen ons. Hulle wil ons nie daar hê nie. Hulle weet ons het die oorwinning. Hulle weet die vyand weet hy die oorlog verloor. Jesus wants to restore the joy of His salvation in us, in our hearts today. We are the hope. Come on, kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Dankie Jesus dat ons in oorwinning kan loop vandag, Hemelse Vader. Dankie Jesus dat elke geestelike autoriteit of gees, Hemelse Vader, geen mag oor enige een van ons hier het nie, Hemelse Vader.
En dit voel dalk soms so, Hemelse Vader, dit voel soms as ons hierdie oorlog verloor en ons verlore raak in ons gedagtes, Hemelse Vader, ons verlore raak in hoe ons voel en ons emosies, Hemelse Vader, maar dankie dat U 'n God is wat groter is as ons emosies, wat groter is as ons eie planne en wat groter is as wat ons kan dink en droom, Hemelse Vader. Hemelse Vader, en hier is nie net 'n goeie ding wat goed klink nie, Hemelse Vader, maar ja, daar is a response that needs to come from us, Lord. There's a response that needs to happen in the hearts of the children of God, in the church today, that needs to happen for us and to enable us to walk in spiritual authority for the battle that's already ours. So Lord, I pray, Lord, that there will be a big prompting in their hearts today, Lord, for the response that needs to happen. Daar moet 'n reaksie wees van die kinders van God vir die werk wat die Here besig is om te doen in ons harte. Dankie Jesus dat ons vandag uit U woord uit kon leer dat dit nie 'n vleeslike geveg is nie, Hemelse Vader, maar dat dit 'n geestelike geveg is. Hemelse Vader, maar dat U ons gearm het met elke liewe ding wat ons nodig het om hierdie geveg te veg. Dankie Jesus dat U kom vandag om daai vreugde en vrede te kom herstel, te kom vernuwe, wakker te maak, aan die brand te steek, Hemelse Vader, sodat die kerk, leefgemeente kan opstaan en hoop wees vir Riversdal, vir die Weskaap, vir Suid-Afrika, Hemelse Vader. Dit is nie net 'n klomp mooi woorde nie. Die Bybel is nie net oulik nie. Die Bybel is die waarheid en ons moet leef daarby. Dankie Jesus. Dat soos ons onsself uitgee en pour out ourselves into your word, Lord, we'll have a bigger and bigger revelation of the person of Jesus. Lord, and that your characteristics and your heart will become more evident in our lives, in the way we do life, Lord. En ek wil julle aanmoedig, net daar waar jy is vandag, wil ek net met jou oë gesluit, wil ek een gebed bid vandag. As jy voel, maar jy het 'n bietjie hoop verloor. Dis nie so lekker om Jesus te dien soos wat dit altyd was nie. Die uitdagings is bietjie oorweldigend. Jy verstaan nie hierdie geestelike autoriteit waarvan ons praat en die oorwinning waarvan ons praat nie. Jy voel bietjie, soos die Engels sal sê, depleted, leeg, empty. Jy voel jy het 'n vars invulling van God se Heilige Gees nodig. Wil ek jy moet net so vinnig jou hand opsteek en dan kan jy dit weer laat sak. Jy voel jy het hoop verloor in hierdie ongelooflike spesiale boodskap van hoop vir die wêreld. Deur 'n prys wat al klaar betaal is vir iemand wat ongelooflik lief is vir jou. Wat groter is as elke uitdaging wat jy vandag beleef en elke gevoel wat jy voel. En ek voel dis belangrik om te sê vandag dat God is groter as elke emosie wat jy ervaar vandag. Elke seer wat jy het, God is groter as dit. Elke onsekerheid, elke onwaarheid, elke ding wat nie sin maak vir jou nie, God is groter as dit en jy moet dit glo. Dis waar geloof inkom, dames en here, en jy moet jou geloof in Jesus sit, dat hy wel daai oorwinning het, en dat jy kan deel raak van dit. Ja, dankie Jesus. Dankie Jesus dat ek nou kan bid vir elke hand wat opgegaan het vanoggend, Hemelse Vader. En elke hand wat nie opgegaan het, Hemelse Vader. Dankie
dat die hande wat opgegaan het, sal vervul word met 'n nuwe joy, 'n nuwe vreugde en 'n vreugde, Hemelse Vader, en 'n vrede wat hulle verstand te bowe gaan, Hemelse Vader, wat kom van die werking van die Heilige Gees in hulle harte, Hemelse Vader. Elke hand wat nie opgegaan het, Hemelse Vader, wat ook sterk voel vandag in die Gees, wat voel hulle het iets om te gee, Hemelse Vader, dat hulle sal opstaan en deel raak van hierdie geestelike geveg waarvoor ons geroep is, Hemelse Vader. Hemelse Vader, U woord is nie net 'n kliseë nie. Dis nie net die half waarheid nie. Dit is die waarheid. En ons spreek dit nou hier aan, Hemelse Vader. Mag ons volgens U waarheid leef. En nie van woorde van mens en man, Hemelse Vader, maar alleenlik van die woord van God. En dat dit ons fondasie sal wees. Ons wegspringblok en die plek waarvan ons lewe. Dankie Jesus dat U besig is om te werk. U is goed en ons is so lief vir U. Dankie vir U hart. Dankie dat U lief is vir ons. Mag ons dit nooit vergeet nie. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het. Lord, may we never lose the joy of our salvation. Nooit dit verloor nie. In U wonderlike naam.